Vriende, ek wil vanoggend die titel van die boodskap maak, dat die ego is soos 'n ontblote senuwee. Ek het die interessantste ervaring hierdie week gehad. Ek wonder of dit al met jou gebeur het. Ek sê ek wonder, maar ek weet eintlik dit het al met jou gebeur. Dat jy die Bybel lees en dan voel dit vir jou spring 'n frase of 'n sinsnede vir jou uit en dit voel vir jou of die Here jou deur hierdie sinsnede so arresteer eintlik, en of jy net weet, hy praat nou met my uit hierdie sinsnede uit. Natuurlik het jy dit ook al beleef, nou, so 'n ervaring van hoe die Heilige Gees met ons praat is onmiskenbaar. En so ek het so 'n ervaring gehad eintlik maandag aand tydens ons kerkraadsvergadering. Ons het, dit was soos altyd 'n baie lekker kerkraadsvergadering en groot besluite wat daar geneem was en baie opwindende goeders wat ons in die binnekort in die toekoms sal deel. Regtig wonderlike, so voorreg om deel van die span te wees. Maar in die tyd met die wandel van die woord het Stefanus saam met ons Lukas 10 gelees. En die teks van Lukas 10 loop in een rigting in en die gesprekke rondom hierdie teks het ook in dieselfde rigting as die teks geloop. Maar dit was asof die Here my weer op 'n ander roete gevat het en ietsie anders op my hart gedruk het. En ek wil so graag met jou dit deel, dit het vir my so baie beteken. Ek lees dit saam met jou uit Lukas 10 uit. Daar was 'n wetsgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" En Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" En hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," sê Jesus vir hom. "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra toe vir Jesus: "Wie is my naaste?" En Jesus gaan toe nader daarop in en deur te sê: "Toe 'n man eenmal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe daar 'n priester met daardie pad langskom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. En net so daar ook 'n Lewiet by die plek gekom en toe hy hom sien, toe gaan hy ook ver langs verby, maar toe 'n Samaritaan wat op reis was op hom afkom, toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. En toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetsgeleerde antwoord toe: "Die man wat aan hom medelee bewys het." En toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so." So dis vir die pragtige, baie bekende verhaal van die barmhartige Samaritaan. En die gesprekke ook by die kerkraadsvergadering was so kosbaar ook om te hoor hoe die Here ons as span lei en ons as gemeente lei om ook met 'n hart wat vrygewig is, ons gemeenskap wil dien en so aan. En soos ek sê, meer daaroor later. Maar die gedeelte wat vir my gevang het en vir my opgeval het, was heel aan die begin van die verhaal. Hier reeds, net as die storie begin daar in vers 29 eintlik, die sinsnede wat sê: "Maar die wetsgeleerde wou homself handhaaf." Wou homself handhaaf. Dink vir 'n oomblik net gou na oor hierdie sinsnede. Wat dink jy beteken dit as iemand homself voor Jesus wil handhaaf? So stel jouself voor die volgende.
Ons is in 'n groep mense en daar is 'n natuurlike leier onder ons. Die persoon is anders geklee, dalk meer deftig, dalk 'n kopband of iets. En as ons raad wil hê, vra ons vir hierdie persoon raad. As ons wil inligting hê oor die Bybel, dan vra ons vir hierdie persoon hoe om gedeeltes in die Bybel te interpreteer, hoe om ons verhouding met die Here aan te pak. Hy is die persoon na wie toe ons kyk. Maar ons sit en luister na Jesus. En Jesus is besig om lering te gee. En skielik staan hierdie persoon wat onder ons 'n leier is, skielik staan hy op en hy vra vir Jesus 'n vraag. Kan jy dit dink? Hy vra nou 'n vraag. Kan jy dit dink? Hy is veronderstel eintlik om alles te weet, maar hy vra nou 'n vraag vir Jesus. En hy vra vir Jesus, wat sou hy sê moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hier is Jesus en hy vra vir die persoon wat onder ons as 'n leier is, maar wat staan in die skrif? Jy is tog immers 'n skrifgeleerde. En hy sê wel, ek lees om jou naaste lief te hê soos jouself. En dan gaan Jesus en hy sê, presies dit. Jy is heeltemal reg. Gaan doen dit dan. En dan begin hierdie persoon met Jesus in 'n debat te tree, maar wie is my naaste? Dis die groot vraag nou. Nou begin hy met Jesus eintlik te ridikavel. En daar's so 'n gespannendheid wat onder ons ontstaan, want dit lyk eintlik of hier nou 'n potensiële konflik is, wat besig is om te ontstaan tussen hierdie leier van ons en Jesus. Sien, dit lyk vir ons as hierdie skrifgeleerde of wetsgeleerde hierdie vraag vra, wie is my naaste, of ook eintlik, wat moet ek doen om die ewige lewe te beantwoord, nog meer so. Dis 'n vraag wat nie 'n antwoord soek nie. Nou, jy frons inderdaad dalk, hoe kan 'n vraag gevra word, maar jy soek nie eintlik 'n antwoord nie. Dis as dit met 'n verkeerde motief gevra word. Dis eintlik net op die oppervlakte 'n vraag, maar onderkant die vraag skuil daar eintlik ietsie anderste. Skuil daar eintlik 'n motief van eie gewin, dat dit vir jouself tot voordeel sal wees, hierdie interaksie met Jesus. En ons kom agter dat hierdie wetsgeleerde juis so 'n vraag vra. Hy vra nie 'n vraag om inligting in te win nie, hy vra nie 'n vraag om van Jesus 'n reaksie te kry sodat hy sy lewe in lyn kan kry daarmee nie. Hy vra 'n vraag aan Jesus met die motief agter dit om eintlik daaruit te baat vir homself. En ons weet dit, want die teks sê dit ook vir ons. Hier staan, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Dit klink bo langs so mooi, goeie vraag om inligting te kry by Jesus, maar die teks sê, hy wou 'n strikvraag vra. Hy het Jesus probeer in 'n lokval stel. En skielik verander die hele motief van die vraag wat oënskynlik onskuldig is, kom jy agter, maar dit was nooit bedoel om eintlik 'n antwoord te kry nie. Dit was bedoel dat hy onder ons oë kan groei in aansien. As hy vir Jesus sou kon uitvang, kon vasvra, dan sal hy voor almal van ons se oë groei in status. Sal meer dink van hom en minder van Jesus. Vir hom het dit alles gegaan nie om inligting in te win nie, maar vir eie gewin. Sy vraag was nie om inligting in te win nie, maar vir eie gewin. Nou, dit wat ek hier beskryf is baie algemeen, veral in die antieke tyd gewees. Hulle noem dit strydgesprekke en verskriklik baie van die interaksies wat Jesus het met die skrifgeleerdes of die fariseërs of die wetgeleerdes is strydgesprekke. En dit was 'n manier om eintlik sosiale rangorde te bepaal en as jy
iemand wat aan die woord is, kan uitvra, kan vasvra, dan styg jou aansien en hierdie persoon se aansien daal, en daar's 'n konstante kompetisie om meer eer vir jouself in te boesem, om jouself nog meer op te pof, sodat mense meer jou sal bewonder. En dis waarmee hierdie wetsgeleerde mee besig is. So wat gebeur as mense dit probeer ontpak binne hierdie dialoog, is hy vra hierdie oënskynlike onskuldige vraag: wat moet ek doen, Here, om die ewige lewe te beerwe? Maar wat hy eintlik daardeur besig is om te doen met hierdie vraag, is hy's eintlik besig om Jesus as ware so onder 'n vergrootglas te plaas. Skielik is al die oë op Jesus. Hoe gaan Jesus hierdie vraag antwoord? Gaan Jesus dit kan beantwoord? Want as Jesus dit nie kan beantwoord nie, is hierdie leermeester onder ons, wat so deftig geklee is hy eintlik van hoër aansien as selfs Jesus. So wat doen Jesus? Jesus is onder die vergrootglas. En dan gebruik Jesus 'n tegniek wat rabbies baie lief daarvoor was om te gebruik. Hy antwoord nie met 'n antwoord nie, hy antwoord met 'n teenvraag. Al die goeie gesoute rabbies het dit op hierdie manier gedoen. Hy sê wel, wat staan daar in die wet van Moses geskryf? Wat lees jy? Sê hy. Hy sê as ware vir hom, maar kom sê jy vir ons, jy's mos immers 'n wetsgeleerde, jy ken mos die skrif, wat lees jy? En die persoon antwoord dan, hierdie wetsgeleerde, antwoord dan, dis nou, jy sien, dis nou sy tyd om te shine. Dis nou sy tyd om voor die mense op te staan en te sê wat hy weet. En hy sê wel, ek lees die skrif sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, en hy gaan oor hierdie hele relaas aan, en dit is so interessant, Jesus prys hom dan nogal. Hy sê, baie mooi, jy het reg geantwoord. En net toe hierdie man dink, wonderlik, daar's verskillende maniere hoe jy kan eer inboesem vir jouself. Een is om die ou wat aan die woord is, die rabbi, uit te vang, maar die ander een is ook as hy vir jou soos 'n kompliment sou gee, is 'n goeie vraag, jy het nooit hieraan gedink nie, maar so nou hier gaan hierdie rabbi en hy prys hom en hy sê, mooi geantwoord, reg, en skielik net toe hy dink, ek groei in eer nou, in die oë van mense, want ek word nou geprys deur hierdie groot rabbi, en dit is amper asof ek myself voorstel, hy vra hierdie vraag, nie met die oog op Jesus nie, maar eintlik op die oë hier langs aan, soos wat dink die mense nou van my? Dit is so wonderlik, hulle dink al meer van my. Net toe voeg Jesus by, doen dit dan. Gaan doen dit wat jy sê. En skielik verwissel die vergrootglas, waar Jesus onder die vergrootglas was, is hier die wetsgeleerde nou onder die vergrootglas. Nou is al die oë op hom, want ons ken hom, hy leef onder ons weet mos hoe hy is. En nou skielik, as Jesus vir hom sê, maar as jy dan die antwoorde ken met jou kop, wat die Bybel sê, hoekom doen jy dit dan nie? So toe skrik hierdie wetsgeleerde verskriklik groot, en dis hier waar die frase ter sprake kom, en hy wou homself handhaaf. Hoor jy hoor verleentheid. Skielik voor die oë van almal voel hy ontmasker. En nou soek hy na woorde en hy sê, maar eintlik is die issue, wie is my naaste? Nou probeer hy die saak te debatteer, slim te klink. Wie is my naaste? Alles net omdat hy homself wou handhaaf. In hierdie oomblik waar hy ontmasker is, vir sy eie geveinsdheid, sy eie skynheiligheid, in plaas daarvan om op hierdie oomblik eintlik tot inkeer te kom. En net te sê, dis waar, Here,
Dis waar Jesus, dis waar Rabbi, ek sukkel daarmee. Hoe kan ek my naaste beter lief hê? Dan was hy kwesbaar, hy het homself kwesbaar gestel en dan sou Jesus hom kon antwoord en hom kon begelei om geestelik te groei. Maar wat nou gebeur is hy wou homself handhaaf. En sy ego begin in die pad staan van geestelike groei. Hy bou 'n muur op rondom sy ego, want alwaar hy dadelik kan dink is hy is in die verleentheid nou. Die oë is nou op hom en almal weet hy doen dit nie. So hoe gaan hy homself pantser teen hierdie vernedering? Hy gaan homself pantser teen hierdie verleentheid deur eintlik te maak asof hierdie 'n moeiliker saak is as wat Jesus net maak asof dit is. So hy sal eerder sê, maar die probleem is eintlik, ek weet nie wie my naaste is nie. As ek weet wie my naaste is, sal ek dit kan doen. So hierdie man se ego staan in die pad van sy geestelike groei. En is dit nie 'n prentjie van elke ene van ons nie? Elke ene van ons is so geneig, medegelowige, dat as God se Gees met ons praat, dat ons so dikwels hierdie tipe roete vat om onsself, wat ons ego wat so kwesbaar is, so fyngevoelig is, so super sensitief is. In plaas van om kwesbaar te bely, probeer ons dit op maniere pantser. Ons sal byvoorbeeld ook goed intellektualiseer en sê, dis eintlik nogal 'n moeilike konsep hierdie. Kom ons dink 'n bietjie daar, kom ons debatteer 'n bietjie net eers 'n bietjie met die Here oor hoekom ek nie dit kan doen wat hy nou van my vra nie, wat dit ook al in my of in jou situasie kan wees. Of miskien nie net intellektualiseer ons nie, ons self regverdig ons probeer vir die Here, met die Here praat en eintlik vir hom verduidelik hoekom dit nie verkeerd is van my nie. Dis eintlik dalk nie so erg wat ek doen nie, of hy moet my meer help. Vergelyking, ons vergelyk hom met ander, ons self met ander mense. Ons sê vir die Here, ag maar weet jy, eintlik is daar ander mense wat baie erger goeders doen as wat ek doen. Ek is eintlik nog alright. Ons hou dikwels 'n valse beeld voor. Ons kry dit reg teenoor mense, maar natuurlik nie teenoor die Here nie. Ons snap dit nie altyd nie. So ons hou 'n valse beeld oor of voor aan die Here, dat ons eintlik alles doen wat hy van ons vra, terwyl ons hart in dit ontbreek. En ons so bou ons eintlik 'n geslote hart vir onsself op. Maar weier ons om onsself kwesbaar te maak voor God se Gees, dat ons bely, maar ek slaag nie, help my hierin, Here. Ons egos staan met elkeen van ons in die pad van geestelike groei. Toe ek vanoggend so dink, of toe ek nou dink oor hoe ek vanoggend vir u en vir myself moet probeer oortuig om ons egos af te lê en ons egos te laat sterf. Toe kom die vraag by my op, as iemand na my luister, hoekom sal so 'n persoon bereid wees om geheel en al jou ego af te sterf? Want miskien dink jy ook soos wat ek lank dink, nee, dat ego, dis ego om myself, my ego heeltemal af te sterf is nogal baie gevra. Om hierdie eie ek binne in my heeltemal tot niet te laat gaan. Dis verskriklik baie gevra. Miskien kan ons hom net so bietjie onderdruk, so bietjie onder die duim hou, nog so bietjie maskers op hom plak. Dit help al, nie waar nie? Maar dis nodig dat ego en die eie ek in ons eintlik geheel en al sterf. En die rede daarvoor is dat wanneer ons egos so op selfverdediging
aksies uit is, soos daai intellektualisering en selfregverdiging en vergelyking met ander mense en geslote hartbou, dan daai roete van selfverdediging loop altyd uit op selfvernietiging. Wanneer ons toelaat dat ons egos en ons eie ek in ons hoogty vier, dan lei verhoudings, menseverhoudings, altyd daaronder. Altyd. So toevallig, en so kom ek deels eintlik gevoel het ook, dat dit wat ek ervaar het ook in die skrif eintlik so bevestig word op 3 keer in hierdie week, want elders lees ek toe in die week in my stilte tyd in Jeremia 23 van Sedekia, en skielik is hier vir my toe nog 'n voorbeeld van hoe dit lyk as iemand met vanuit sy eie ego uit optree. So die konteks agter Jeremia 23, die stad Jerusalem is al aangeval, daar was al 'n groep ballinge wat in ballingskap weggevoer is na Babylonië toe. Maar as jy by die Bybelskool al ingeskakel was, dan sal jy weet, die beleg en die ballingskap wat was uiteindelik in verskeie fases gebeur. Nou, dit was nie net eenmalig nie, dit het eintlik oor 'n etlike paar jaar gebeur en oor 'n paar keer, en elke keer wil die volk hulle hart, hulle nek en hulle rug 'n bietjie weer reguit maak voor hierdie Babyloniese koning, en dan kom hy nog meer af met vors op hulle, voer nog 'n klomp mense weg om te wys dat hy hierdie weerbarstigheid nie sal duld nie. So waar ons nou is in Jeremia 32 is, daar was al 'n beleg, daar was al mense weggevoer. Sedekia is nou op die oomblik koning. Ons lees van Sedekia dat hy gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here, en het in alles die voorbeeld van Jojakim gevolg. Hy was 'n slegte koning gewees, hy het nie die Here gedien nie, hy het net gedoen wat hy wou. En dan gaan hy en hy doen die volgende. Sedekia het in opstand gekom teen die koning van Babel. Hy het in opstand gekom. Die Here het nie vir hom gesê, goed, julle moet ophou om belasting te betaal aan die koning van Babel. Hy het dit besluit. En hoekom, weet ons nie heeltemal. Miskien het hy gedink dit sal vir hom applous verdien vir sy tydsgenote. Dit sal dalk sy politieke mag versterk as mense sien dat hy as koning wil rammetjie uitnek wees teenoor hierdie koning. Die punt is, dit is nie die Here wat vir hom gesê het, kom in opstand nie. Hy self, die eie ek, sy ego, het gesê, ek gaan in opstand kom. En die gevolg was katastrofies. Die koning van Babel duld nie weerbarstigheid nie. Koning Nebukadneser van Babel het met sy leer 'n aanval op Jerusalem begin, nou weer 'n keer. En toe is daar 'n opening in die muur gebreek en al die soldate het gevlug, maar die Galdeese leer het vir koning Sedekia agtervolg en hom ingehaal op die Jerigo vlakte. Hy is gevang en na die koning van Babel toe gevat in Ribla, in Gamat. Die koning van Babel het vir Sedekia verhoor en toe sy seuns voor sy oë laat doodmaak. Hy het ook al die Judeese amptenare laat doodmaak. En toe het hy Sedekia se oë laat uitsteek en hom met bronskettinge laat boei en hom na Babel toe gevat en daar in die tronk laat sit tot sy dood toe. Dit is ongelooflik wreed, ongelooflik wreed. Ek sit en dink my in die skoene van hierdie koning Sedekia. As hy nou daar in die tronksel sit met sy uitgesteekte oë en hy dink terug aan hoe hy hier beland het en hy besef, ek het hier beland omdat dit ek was. Ek het besluit, ek gaan in opstand kom. Ek het nie die Here se wil gesoek nie, ek het besluit. En is my skuld, dis deur my toedoen, dat die laaste ding wat ek gesien het met my twee oë, was my eie seuns wat
vermoor word. En die eie mense wat ek veronderstel was om te beskerm, hulle word vermoor. En ons nie 'n manier om eers daarna weer dit te vervang met meer positiewe beelde nie. Weer 'n mooi sonsopkoms te sien nie. Die koning Nebukadneser het sy oë uitgesteek. Hy sit in 'n tronksel en hy moet leef daarmee. Hy kan nie eers sê ek is van verdriet wil ek net sterf nie. Hulle hou hom aan die lewe om hom konstant met hierdie gedagte te pynig. Dis as gevolg van myself wat my seuns voor my doodgemaak is. Dis as gevolg van my dat die mense vir wie ek moes oppas, moes hulle met liefde dien, dat hulle deur my toedoen doodgemaak is. En ek moet leef met hierdie wete. En ek kan dit nie vervang met enigiets positief nie, want ek kan niks sien nie. Wanneer die ego heers in ons, is dit selfvernietigend vir ons en vir ander mense. En dit is baie keer makliker om dit in ander mense raak te sien as in ons eie lewe. Maar hier is so 10 kenmerke van wanneer die ego in ons hoogtyd vier. Jy voel seer gemaak as jy nie erkenning kry vir iets nie. Jy is dadelik verdedigend met as iemand vra oor iets wat jy gedoen het, of selfs opbouende kritiek wil gee, dan jy kan dit sien wanneer ander mense dit doen. wanneer jy wil opbouende kritiek of wat jy net meer wil inligting kry en iemand is dadelik op hulle perdjie en super angstig, maar dalk doen ek en jy dit ook. Dis wanneer jy die laaste woord moet inkry in elke bekleierery of konfliksituasie, want jy moet die gesprek verlaat met die wete, jy was reg, jy het jou punt gemaak. Hulle moes na jou luister. Dis kenmerke van die ego. Mans, hou op om aan julle vrouens te stamp. Ek sien hoe stamp julle aan hulle. Moenie dit doen, dis lelik, hoor. Jy speel vir die applaus van ander. Jy leef eintlik dat ander mense van jou hou en jou sal bevestig. Jy's die hele tyd besig om in jou gedagtes te leef met wat gaan mense van my dink, wat gaan hulle van my hou. Jy's onverdraagsaam teenoor mense wat van jou verskil, want jy beleef dit asof hulle jou selfbeeld bevraagteken. Jy leef met angs oor jou reputasie. Jy sukkel dikwels met reaktiewe emosionele optredes. As iemand van jou verskil of so, as jy onmiddellik dalk kwaad. Die oordrewe selfbewustheid in sosiale situasies. Jy beleef menseverhoudinge, relasies, beleef jy as kompeterend, selfs in 'n vriendekring, wonder jy swaalf die hele tyd, jy hoop net nie, hulle twee word beter vriende as wat jy met jou vriendin mag vriende wees, want jy beleef alles as kompeterend. En jy voel afgeskeep as gesprekke nie oor jou behoeftes handel nie. Super baie maniere waarop die ego nog in ons leef en wat eintlik verklap dat ons nog nie in onsself gesterf het nie. En daar super baie voorbeelde van hoe ego en selfgesentreerdheid eintlik dan verhoudings benadeel en vertroebel. Ek was die afgelope maand net so voor Msinga het ek, en dis dalk vanuit hier uit dat hierdie titel gebore is, die ego is soos 'n ontblote senuwee. Ek het 'n gaatjie in my een tand gekry en ek het gaan na die tandarts toe nadat ek dit nie meer kon uithou nie. En hy het my ondersoek en ekstra hulle geneem en so en hy kyk toe en hy sê maar nee, ek gaan 'n wortelkanaal moet kry. Kerels. En kyk, ek is nie 'n ou wat vir baie dinge bang is nie, maar ek like dit nie as mense naalde in my moet steek en seker goed. So ek sê toe net nee, ek het nie nou geld nie. Ek gaan nie, dis maar die rede. So ek besluit toe nee, hierdie ding gaan ek vir lank uitstel, so lank as wat ek kan.
En ek het letterlik weke so geloop, weke, dat ek selfs Msinga toe is, en hoe ek dit onthou, want is verskriklik koud daar gewees, en selfs as ek net koue lug inasem, dan pyn hierdie ding so, dat ek moet net toemond asemhaal, want andersins pyn dit so, en as ek eet, as ek koffie drink, is dit seer. As ek in die oggend my tande borsel, en die koue water kom in my mond, is dit seer. As ek 'n roomysie eet by die huis, dan kom net so al van die een kant kou. En naderhand kan ek dit nie meer uithou nie. En ek besef, ek gaan moet sit vir hierdie tandarts. Ek gaan toe na hom toe, en na Msinga, en ons praat seker van 5 of 6 weke later, wat ek nou al geloop het met die ding. En weet jy, ek was so verbaas gewees, want seker die tegnologie het soveel verander intussen, maar het soveel makliker gemaak het, maar het was so gering gewees. En hy spuit my dood, doen die wortelkanaal, en ek kon nie glo dis verby nie. Ek dink, as ek geweet het, dit is hoe min seer dit is, het ek lankal gekom. Maar die ervaring bly met my by, as ek dink oor die ego, dis so amper asof 'n mens ook so bang is om te sterf in jouself, want jy dink dit gaan pynlik wees, dit gaan sleg wees, en ons vermy dit. Maar eintlik wanneer ons sterf in onsself, is daar soveel meer wat ons baat. Die lewe word weer lekker. En dit bring my dan by die tweede rede hoekom iemand vanoggend sal wil. Die ego in jouself, die eie ek sal wil, in geheel en al wil vernietig. Nie net omdat dit selfvernietigend is nie, maar met die ego uit die plek, is daar meer plek vir Jesus om in my te leef. As die eie ek plek maak vir Jesus. En dit was toevallig toe die derde geleentheid hierdie week, lees ek toevallig in my stilte tyd Galasiërs 2 vers 20. En Paulus skryf hier die ego, is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer die ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Met die ego uit die plek uit, is al meer plek vir Jesus om na vore te kom, te leef. En dit is soveel makliker, ons hoef nie bang te wees daarvoor nie. Hy gaan ons nie seer maak nie, maar hy vra van ons dat ons sterf. Hierdie was in Lukas, die barmhartige Samaritaan, Lukas 10, maar snaaks genoeg, het fascineer my net die slotverse van Lukas 9, wat dan net voor hierdie verhaal, sê Jesus, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe wat om my wil verloor, sal dit behou. Om onsself te verloon, die ego af te sterf. Maar om sy ontwil, dan sal ons lewens behou. Elkeen van ons is eintlik het 'n wetsgeleerde in ons wat ons wil handhaaf. En hierdie wetsgeleerde kan nogal ook soos 'n monster wees. Daai eie ek, daai ego kan verhoudings vernietig. Die uitnodiging is eintlik wat Jesus aan ons rig, om in onsself te sterf, sodat Jesus leef in ons. En hoe dit lyk in praktyk, is om soos wat as die wetsgeleerde dit net sou doen, as ons sy stem hoor en hy maak ons attent op iets, in plaas daarvan om onsself te verdedig en te regverdig, net te luister, gehoor te gee, dit te erken, dit te bely, eerlik te bely, en sy hulp te vra. Here, ek weet ek slaag nie hierin nie.
Maar help my, Heilige Gees. Soek geleenthede om die minste te wees, sonder pretensie, sonder vertoon, sonder die in jou agterkop, dat mense die hele tyd my moet sien en my applous moet gee. Laat Jesus toe om jou verdediger te wees. Is nie nodig dat jy die laaste woord het nie. So right om weg te stap, sonder om jouself die hele tyd te verdedig. So ek wil jou vanoggend uitnooi, sal jy dit nie oorweeg, om hierdie gebed min of meer in jou eie woorde te bid nie. Ietsie in die lyn van Here, my ego is sensitief. Ek probeer myself gedurig regverdig en my eie ek handhaaf. U sien deur my, u weet hoe dikwels staan my ego in die pad van geestelike groei. Help my om te sterf in myself. Leer my hoe om myself te verloon en hoe om nie bang te wees vir kwesbaarheid voor u nie. Vul my met die Gees, sodat u ruimte het om waarlik in my te leef. Ek wil jou 'n oomblik gee met stil gebed. Vir jou uitnooi, wil jy dit nie bid vanoggend nie?